Baie dankie vriende, ek vertrou u die woord saamgebring het. As jy dit gedoen het, kan jy dit oopmaak by Matteus hoofstuk 16. Ons lees uit die standaard vertaling, die beste Afrikaanse vertaling wat daar is. Matteus hoofstuk 16 vanaf die 13de versie. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord hom, sommige Johannes die doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. En toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sê jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. En daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee, as 'n losprys vir sy siel? Wat sal jy gee, as 'n losprys vir jou siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Net tot sover lees ons uit die Here se wonderlike, onfeilbare woord. Nou vriende, die Here het 'n boodskap op my hart gelê vir die eerste boodskap wat ek u aan as gemeente bring in hierdie nuwe jaar. En as ek dit sê, dan bedoel ek dit. Ek voel dit nie werd om oor hierdie saak te praat nie. En ek voel ook nie dat ek regtig by die diepte van dit gaan uitkom nie. Maar dat u sal luister en dat u sal inneem dit wat God vanmôre vir u en vir my wil kom sê. Daar is 'n gesegde, wanneer ons baie praat, dan sê ons, as ons iets wil sê oor dit waarom alles draai, dan praat ons van die kruks van die saak. Jy het dit al gehoor, het jy dit al gebruik. Dit kom van die Engels, the crux of the matter. En the crux, die C-R-U-X, is die Latynse woord vir kruis. En as ons praat van die kruks van die saak, en dan sê ons dit waarom alles draai, met ander woorde die kernpunt, waarom alles draai. Die kruis is die kruks van die geskiedenis van die mensdom.
Dis rondom die kruis waarom alles draai. Sonder die kruis is daar nie 'n geskiedenis van die wêreld nie. Is daar nie 'n voor Christus en is daar nie 'n na Christus nie, dan is dit maar net 'n gebeurtenis van 'n geskiedenis wat verbygegaan het. Sonder die kruis is daar baie vrae wat geen antwoorde sal hê nie. En mense sal met daardie vrae aan hulle gemoed sterwe. Sonder die kruis sou almal op hierdie aarde presies dieselfde gewees het. Moslim, Hindu, noem hulle oor die wêreld, almal dieselfde. Sonder die kruis sou ons saam met, is dit die, wie is dit wat het gesing het? Imagine. Wie kan onthou? Ken jy daardie liedjie? John Lennon. Imagine there's no heaven. Imagine there's no hell. Imagine no brotherhood of man. Imagine all is one. Verbeel jou dat hierdie dinge sal gebeur. Sonder die kruis sou ons kon sing. Imagine there's no heaven. Die kruis is 'n radikale simbool en 'n gebeurtenis. So radikaal dat ek en jy met ons verstand dit nie kan uitwerk en uitpluis alles presies wat daar gebeur het nie. Hoekom? Want die kruis staan tussen die waarheid en die leuen. Die kruis staan tussen liefde en haat. Die kruis staan tussen geregtigheid en ongeregtigheid. Die kruis staan tussen vergifnis en 'n onvergewingsgesindheid, te mense wat sit met wrokke en haat in hulle binneste. Dis die leuns en die haat, die ongeregtigheid en die wrokke van mense wat mense verwoes en vernietig. Wat verhoudings opbreek, wat gesinne opbreek, wat die samelewing verwoes. Liedere oor die kruis en herlewingstye besing die radikale kruis. En ons sing daardie liedjie, die kruis bestraal my lewensbaan. Dis 'n herlewingstye wat hierdie pragtige lied geskrywe is van die kruis. On the Mount of Crucifixion, fountains opened deep and wide. Through the floodgates of God's mercy flowed a vast and gracious tide. Grace and love, like mighty rivers, found innocence from above. And heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Waar? By die radikale kruis. 'n Kruis wat deur die eeue heen mense verander het. 1 Korintiërs 11 vers 26 sê die Here Jesus, sê Paulus, met betrekking tot die nagmaal, as hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, die brood wat gebreek word, as 'n simbool van die liggaam van Jesus Christus wat gebreek is, en die wyn van sy bloed wat gevloei het van die doringkroon en die smarte wat hy daar gemaak het. Hy sê, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle wat? Die dood van die Here Jesus Christus. Totdat hy kom.
Dit het 'n invloed in die verlede, in die hede en tot in die toekoms, tot wanneer Jesus weer gaan kom. Staan hierdie kruis as 'n simbool van iemand wat sy lewe vir u en vir my gegee het. Die dood, as ek aan die dood van die Here Jesus dink, vriende, dan bring dit my by die radikale kruis, want die dood van Jesus was radikaal gewees. Wat wil julle dan doen met hom, met Jesus? Weg met hom, kruisig hom, maak hom dood op die wreedste manier wat die mens ooit kon uitdink. Die brutaliteit van die kruis, en alles wat daarmee gepaard gaan, kan ek nie vir u beskryf nie, en dit is ook nie die boodskap van vanoggend nie, vriende. Maar as ek nie, luister nou mooi, as ek en u nie opnuut gaan besef wat dit God gekos het om my by die waarheid en by liefde, geregtigheid en vergifnis te verkry nie, sal die leuns, die haat en die ongeregtigheid en die onvergewingsgesindheid die vyand se wapens wees op die slagveld waar baie van ons geliefdes sal sterf sonder God en sonder hoop. As ons nie by die kruis uitkom en by die kruis bly nie. Daarom is die kruis radikaal. Petrus het dit nie verstaan nie. En tot vandag toe verstaan baie mense dit nie. En tot vandag toe sal mense met 'n evangelie en met 'n godsdiens net soos Petrus graag wou sê in Matteus 16 vers 23 voor die gedeelte voor dit waar hy gesê het, Here, ek sal nie toelaat dat u sterwe nie. Ek sal dit nooit toelaat nie. En nou sê die Here Jesus, maar nou staan daar, maar Jesus het hom omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Dis radikaal. Waag dit om vir iemand te sê, gaan weg agter my Satan, want jy verkondig nie die kruis van Jesus Christus nie, jy verkondig nie die radikale kruis van Jesus nie. En daarom is die tema van ons boodskap dan ook, vanmôre die radikale kruis. Die Romeinse kruis het niemand gespaar. As hulle gesê het, kruisig hom, het hulle hom geneem, hy moes sy eie kruis dra, en dan het hy daar in die openbaar het hy gehang, totdat hy gesterwe het, die brutaalste manier om 'n mens dood te maak. Jesus het gelewe, toe hy aan die kruis hang, en toe hulle hom daar afhaal, na 6 ure, sy smart en sy stryd, was hy dood. Daar was geen lewe in hom nie. Die kruisiging was iets nuuts gewees. Dit was deur die Romeine ontwerp in die tyd van die Here Jesus Christus, in die volheid van die tyd. Moes daar 'n kruis wees? Moes daar Romeine wees? Moes die brutaliteit daar wees, sodat hy aan die kruis kan hang, en deur hierdie smarte moet gaan, sodat dit radikaal sal wees. En nooit was daar voorheen 'n boodskap van die kruis verkondig nie. Nooit het mense voor dit gesê, jy moet gekruisig word nie. Nooit het mense voorheen gesê, jy moet sterwe om te kan lewe nie. Maar juist toe die Here Jesus gekruisig is en op hierdie radikale manier moes sterwe, en na sy opstanding was die radikale kruis die boodskap van die kerk gewees, en hierdie boodskap het mense radikaal verander. Dit was hierdie kruis waarvoor Paulus moes gaan staan, wat Saulus genoem was, op Tarsus, wat sy hele lewe verander het, en duisende mense daarna verander het. En Paulus gesê het, ek het my voorgeneem om niemand en niks anders te verkondig as Jesus Christus en hom as die gekruisigde nie. En die kruis wat dwaas was vir die mens, om te dink dat iemand moet sterwe sodat ek kan lewe. Want die kruis is radikaal,
En dit maak geen, luister mooi, dit maak geen kompromie nie. Dit vra om te sterwe. Die kruis. En hoe graag ons ook al wil vrede hê onder mekaar. En jy sal dit later sien in die boodskap. Soek nie na vrede nie. Die kruis laat die ou natuur van die mens nie bly lewe nie. Die kruis maak 'n eind aan die selflewe van die mens. Dis hoekom dit radikaal is. Dis hoekom die boodskap van die kruis nie aangenaam is nie. Maar ek het niks anders om te verkondig as juis die kruis van Jesus Christus wat mense se lewens kan verander nie. Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Weet jy wat dit beteken? Is dit 'n maklike, eenvoudige, lekker godsdiens van ons gaan maar soos wat ons gaan, en ons lewe maar soos wat ons lewe, en ons lewe maar met ons sonde, en ons lewe maar met ons tekortkominge, en ons lewe maar met die goeters in my lewe wat ek oor nie oorwinning kan kry nie? Dan was ek nie by die kruis nie. Die kruis, luister mooi. Die kruis maak geen plek. Ek sê nie ons moenie vermaak hê nie. Ek sê nie ons moet nie plesier hê nie. Maar luister mooi. Dan sit aan die voet van die kruis. En dan kyk jy of daar vermaak was. Dan kyk jy of daar plesier was. Kyk jy of daar ontspanning was. En dan kyk jy of die mense lekker gevoel het daar, terwyl Jesus gekruisig is. Die digter, die komponis en die regisseur kan dit probeer versier met mooi woorde en met mooi tonele. Maar iemand wat waarlik na God soek, sal by die ware kruis moet kniel, en die weg van die kruis spaar niks en niemand nie, selfs nie die seun van God. Jy kan nie daarvoor wegkruip nie. Want die kruis sal net soos vanmôre op 'n ander dag weer voor jou staan. Want dit is deel van die geskiedenis. En jy sal nie kan weghardloop. En een of ander tyd sal jy voor die kruis moet kom staan en sê ek kniel by die kruis. En hoe hard jy ook al probeer weghardloop daarvoor, en hoe ver jy ook al probeer weghardloop daarvoor, jy kan nie. Want vandag hoor jy dit. In die verlede het jy dit gehoor, en in die toekoms gaan jy dit weer 'n keer hoor. En dis nie 'n maklike weg nie. Die radikale kruis laat my nie in 'n kerk sit om gesis te word en gepaai te word. Die radikale kruis laat my vlug uit 'n kerk sonder vrug en sonder krag van die bloed van die lam. Sê ek kan nie meer uithou nie. As ek by die kruis was en daar is nie 'n kruisboodskap in die krag van die kruis nie, dan sê ek kan nie hier bly nie. Die radikale kruis laat my nie toe om dit met mooi blommetjies toe te maak en dit met mooi versierings te maak en dit te paai nie. Die radikale kruis pas nie om my nek met goud en silwer omgeblaas nie. Want wat sê daar die Halleluja lied, die Engelse ene, I cherish the old rugged cross. Dis wat dit is. Die ou ruwe kruis. Dis so radikaal dat dit maak dat ek een van twee dinge wil doen rondom dit. Of ek vlug weg daarvan af, of ek sterwe aan hom, saam met Jesus Christus. En ek gee alles. Een van die twee.
Wat sal dit vir u en vir my kos om terug te beweeg na die kruis, en die boodskap van die kruis en die radikale kruis? Herlewing is al wat ons sal red, en is al wat ons sal help, en is deur die kruis van Christus wat daar herlewing kom. Dis die boodskap van die kruis. Ek wil hê ons moet vanoggend kyk, en ek gaan baie vinnig wees, ek gaan nie lank wees nie. Ek wil hê ons moet kyk na die radikale kruis vanoggend, en dan gaan ek 3 sake noem, maar ek gaan net 2 behandel. En as ons kyk na die radikale kruis, dan kyk ons na die prys wat dit radikaal maak. Die prys maak dit radikaal. Die pyn maak dit radikaal. En die paradoks maak dit radikaal. Die kruis. In die eerste plek, die prys maak dit radikaal. Die duurste prys wat betaal kan word, naamlik 'n lewe wat gegee is, die van die Here Jesus Christus, die duur prys wat dit hom gekos het om sy lewe te gee. En ek sien daarin, wat is die prys wat ek en u betaal? Wat is die prys van hierdie radikale kruis? Die prys van eensaamheid. Jesus, luister mooi vriende, Jesus het, en dit het my opnuut, ek het dit altyd geweet, maar toe ek dit weer voorberei, toe besef ek, en het vir my so waarheid geword, naamlik dat Jesus, luister mooi, het alleen in die duisternis gesterwe. Niemand, toe hy sy asem uitblaas, het hom gesien aan die kruis, toe hy dit doen. Hy was verberg vir die sondige mens. Eensaam was hy aan die kruis gewees. Niemand het gesien toe hy opgestaan het nie. Niemand het gesien toe hy die Seun van God uit die dood uit opstaan en die klip weggerol word en hy uitstap uit die graf uit om te sê ek lewe, ek het opgestaan nie. Niemand het dit gesien nie, hulle het hom na het hulle hom wel gesien. Hoekom? Dit was te heilig vir die mens om te aanskou. Dit was te radikaal om verwerk te word. Wat sou die mens doen as hy dit kon sien? En as hy alles daar beleef? En as hy daar was toe Jesus uit die graf uitgekom het? Die nuuskierigheid van die mens, die hulp wat hulle miskien sou wou aanbied, die soeke na eer, en veel meer sou die kruis verydel, vriende. Ek het hom gehelp, ek was daar teenwoordig, maar dit was so, die Engels sê, sacred. Dit was so gewees dat hy alleen dit moes deurmaak in sy eensaamheid, maar hy was nie alleen. Luister mooi. Ek kan nie 'n maatskappy kruis dra nie. Ek hoop jy verstaan wat ek sê. Ek kan nie saam met my iemand kruis toe vat en sê help my om hierdie kruis te dra nie. Weet jy, ons kan mekaar se laste dra. Ons kan baie dinge saam met mekaar dra. Maar daar's een ding wat jy nie vir iemand anders kan dra nie. En dis sy kruis. Terwyl baie mense wil help, en terwyl baie mense agies is en nuuskierig is, wat gebeur met hierdie ou? Hoekom het hy hierdie stryd? Hoekom is hy so alleen? En terwyl mense soek om my by te staan, en as hulle my gehelp het, die eer daarvoor op hulle sê, ek het vir daardie man gebid, ek het hom gehelp in sy stryd en in sy nood, nie dat ons dit nie moet doen nie, vriende. Maar luister, as ek my kruis opneem, en by die punt uitkom waar ek sterwe, is daar baie mense wat vlug. Want hulle verstaan nie. Hulle verstaan nie. Daar is een wat verstaan. En dis die een wat jou lewe soek. Dis die een wat wil beheer hê oor jou lewe. Dit is die radikale kruis. Eensaamheid.
Net God weet wat binne in my aangaan, die goed en die sleg. Hier diep binne in my. Nie my vrou nie, nie my kind nie, nie die gemeente nie, niemand weet. Wanneer ek hier by die kruis kom, wat dit my gaan kos. En hoe eensaam dit is. Ons natuur roep na mekaar vir bystand. Maar die kruis roep ons weg van die wêreld, weg van my vriende, na 'n wandel met God alleen. Wie het verstaan? En met wie kon Jesus dit deel, wat hy deurmaak aan die kruis? Hy was alleen. En na die kruisiging, toe hulle hom klaar gekruisig het, toe verstaan die mense. En toe weet hulle wie hy is. Iemand het selfs gesê, waarlik, hy is die seun van God. Na die kruisiging. En na die kruisiging verstaan ek en jy so bietjie wat hy moes deurmaak. En dit is hierdie eensaamheid. Dis hierdie alleenheid wat my maak dat ek na God soek. En sê ek kan nie sonder hom nie. Hoe kosbaar. Woensdag aand hier in die bid hier toe om Jan getuig. Hoe hy eensaam gevoel het. Die dogter vir hom 'n boek gebring het en hy besef. En hy dit met ons kon deel. Eensaam, maar nooit alleen nie. Dis wat die kruis doen. Die kruis bring my dat ek eensaam is, dat ek alleen is, maar dit bring my dat ek weet daar is iemand na wie toe ek kan gaan. Waar geen mens en geen filosofie en geen sielkundige en niemand my kan help nie behalwe hy wat weet wat in my binneste aangaan. En vir 'n heilige lewe betaal ek die prys van eensaamheid. Soos baie mense in die verlede eensaam was. Henog lewe in 'n goddelose tyd en hy was alleen. Genesis 5:24 sê en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie want God het hom weggeneem. Henog was eensaam, maar hy was nie alleen nie. Noag alleen met hierdie duisende mense om hom besig om die ark te bou. Genesis 6:8 sê maar Noag het genade gevind in die oë van die Here in sy eensaamheid. Vers 9 sê, dit is die geskiedenis van Noag in die laaste hoofstuk. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel, sê Genesis 6:9. Abraham hoor, wanneer hoor hy die stem van God? Jy sal nêrens sal jy sien waar God met Abraham praat, waar daar ander mense is nie. Nêrens wanneer sy vrou teenwoordig is nie, nêrens wanneer Lot teenwoordig is nie, nêrens nie, maar wanneer Abraham eenkant gekom het, wanneer hy in sy eensaamheid was, in sy sonde, wanneer hy baie keer in sonde was, en ander kere wat hy wou geweet het, waarheen moet ek gaan, Here, wat moet ek doen, dan was dit in daardie eensaamheid, wanneer hy met God gepraat het, en God met hom gepraat. Genesis 17 vers 1, en toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is die God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Alleen, eensaam, in die teenwoordigheid van God. Moses moes alleen wees, moes eensaam wees daar in die woestyn agter 'n klomp skape aan, om deur God geroep te word. En toe hy deur God geroep word, Genesis 3 vers 5 sê, en hy sê, moenie nader kom nie, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond, alleen, eensaam, maar nie alleen nie, in die teenwoordigheid van God. En toe sê hy, jy moet my volk gaan uitlei. En tussen al daardie duisende mense was hy eensaam gewees, maar nie alleen nie. En dan lees ek in Deuteronomium 34 vers 6, en hy het hom in die dal in die land Moab teenoor Bet-peor
Peor begrawe en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie. Daar was nie eens iemand by sy begrafnis nie, behalwe God. Hy was nie alleen, maar hy was eensaam. Die prys van die radikale kruis is eensaamheid. Laat ons nie dat mense ons tevrede stel nie. Maar as ons God soek, dan sal ek hom vind. Hier is egter 'n waarheid opgestuit, vriende, wat jy nou nie moet dink, die dominee sê, jy moet niks met mense te doen nie, en jy moet daar op 'n paal gaan sit, en jy moet 'n hoogheilige wees, en ek het niks met die mense te doen nie, maar weet jy wat is die waarheid van wanneer ek sterwe, wanneer ek eensaam is, en wanneer ek in die teenwoordigheid van God is? Weet jy wat dan? Dan kan ek vir ander mense iets beteken. Dan kan ek vir ander mense iets beteken. Wanneer ek weet wat 'n gekruisigde lewe is, kan ek mense om my help. Dan het ek simpatie met die gebrokenes. Dan het ek 'n hart vir die verlore wêreld. Want ek weet wat dit is om alleen te wees, eensaam te wees in die teenwoordigheid van God. Want ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat het die eensames van ander mense beteken? Dink 'n bietjie deur die geskiedenis, Moses, Josef, die Here Jesus, wat het hulle beteken? Paulus was 'n eensame mens, so Petrus en die apostels, so was hulle gewees, eensame mense gewees, maar vir God se saak en vir mense baie beteken. Die prys van die kruis is radikaal. Die prys van my eie wil. Die kruis se prys is my wil, en dis radikaal. Dit vra my wil. Hoor wat sê Matteus 26 vers 39, en hy het 'n bietjie verder gegaan as Jesus, en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Ek wil nie gekruisig word nie. Ek wil nie sonde gemaak word vir die mense nie, want ek was nog nooit van God verlate nie. Nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied, vriende. Niemand wil aan 'n kruis sterwe nie. Dis te radikaal. Dit kos my 'n duur prys om te sterf aan die kruis. Dit kos my my wil. En ek wil nie my wil weggee nie. Hier is niemand hier, ek weet nie of hier iemand is wat sê, luister ek wil niks meer nie, en alles, my hele wil het ek oorgegee, en is nie meer my wil nie, maar alleenlik wat die Here wil hê ek wat moet doen, so is ons, so hou ons vas aan my, ek wil sekere dele vir die Here gee, en ons wil sing, en ons wil die Here dien, en ons wil die Here aanbid, en ek wil betrokke wees, en ek wil al die dinge doen, maar die oomblik as dit nie gebeur soos wat ek wil nie, dan is ek ongelukkig, en dan blaas ek myself, hoeveel bar, 20, 30, wat is dit, 2 bar, 30 is te veel, dan plof ek, 2 bar blaas ek myself op, en die mense sien dit, want ek het nie my wil gekry nie. Ons sing, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. En as die Here kom en hy begin my te toets, deur my vrou, deur my kind, deur 'n vriend, deur wie ook al dit is, en hy sê, verdra mekaar, en hy sê, ek wil nie hierdie ou verdra nie, ek wil met hom niks te doen nie. Lukas 9 vers 23, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Dis die radikale kruis van my wil wat oorgegee is. Luister vriende, 'n man met 'n kruis op sy rug het nie 'n sleutel in sy hand van 'n kamer en van 'n deel van sy eie lewe nie.
Want die kruis is te swaar. Die kruis kos my iets. En daarom het ek nie tyd om ag te gee aan hierdie sleutel van my eie lewe, van my deel nie. Iemand met 'n kruis op sy rug het nie 'n padkaart om te sê watter kant toe moet ek nou nie en watter kant toe moet ek hierdie kant toe nie. Hy is op pad om gekruisig te word. Dis radikaal. Want die prys is eensaamheid en 'n wil wat weggegee word aan die kruis. Dit bring my by die tweede gedagte. Is jy nog met my? Gaan jy my nog 10 minute gee? Dankie. Die pyn maak dit radikaal. Die pyn van die kruis. Die pyn van die swaard. Die kruis is 'n swaard, vriende, wat mense skei. Lukas 12 vers 51, dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid, want van nou af sal daar 5 in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun, en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter, en die dogter teen die moeder, en die skoonmoeder teen die skoondogter, en die skoondogter teen haar skoonmoeder. Hoekom? Want sommige is gekruisig en ander is nie gekruisig nie. En die mense wat nie gekruisig is, die verdra dit nie, dat mense met hulle praat oor die Here Jesus Christus en oor hulle lewe nie. Lukas 24 vers 26 sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder, dit beteken, stel nie hulle tweede onder my nie, haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my kom nie, kan my disipel nie wees nie. Hoeveel pyn is al in huise veroorsaak as mense se paaie skei as gevolg van die kruis. Vir ons is dit maklik. Hy het tot bekering gekom, hy het nie baie verander nie. Nou gaan jy na die moslemlande toe, gaan jy daar agter die eystergordyn, kom by daai plekke, en daar die mense kom tot bekering, en dan sien jy die swaar. Ons aanvaar dit. Wie van ons soek nie vrede nie? Wie van ons soek nie harmonie en eenheid in gesinne en gemeentes nie? Maar weet dit, vriende, wanneer ek by die kruis kniel, dan is daar 'n swaard wat ons skei. Die pyn van die swaard wat verdeel my vriende, my kollegas, my familie, want ons pas nie by mekaar nie. Het skeiding gemaak tussen gered en ongered. En die volgende is die pyn van die sterwe. Jesus was dood toe hulle hom afhaal van die kruis af. Die kruis vra die lewe wat ek lewe. Die radikale kruis spaar nie die mens nie. Die pyn om my lewe oor te gee aan die kruis, om met Christus gekruisig te wees en te sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hoor nou mooi. En wat ek nou in die vlees lewe, nie hierdie vlees nie, in die vleeslike lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Die kruisiging van die vlees wat plaasvind, vriende, dis daardie pyn, dis daardie om te sê, ek sterwe in myself, dis my ego, dis die ou mens, dis die selflewe, dis die sonde hier binne in my, dis die geskenk wat jy ontvang het by geboorte, wat maak dat jy die verkeerde dinge doen, dis hierdie vleeslikheid wat gekruisig moet word, en dit is seer, dit is nie lekker nie, om my lewe te gee en te sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Kolossense 3 vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Dis hierdie ego, die ou mens, die self, die sonde in jou. Maak hom dood. En dan noem hy dit, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog,
slegte begeertes en gierigheid en afgodediens, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles af lê. Ek moet dit kruisig, naamlik wat? Toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Hy's gekruisig, hy is dood, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Mense sal hulle self kastei. Mense sal vas. Hulle sal bid. Hulle sal hulle self stik en sny. Hulle sal swaar kry en hulle sal almoses gee en hulle sal tiendes gee. Hulle sal dit self indoen. Maar om die ou mens te kruisig is te veel gevra. Sê sommige mense. Ander mense sê dis nie moontlik nie. Julle verkondige kruisiging van die ou natuur. Daar bestaan nie so iets nie. Of ek het allerhande verskonings. As jy by my werk, en as jy my vrou het, en as jy my kinders het, sal jy anders praat, dominee, om te sê ek sterwe in myself. Baie verskoning. Kom maar by die kruis uit. En dan praat jy weer. Wat is die ou mens? Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Dis die ou mens, dis hierdie ou dinge, dis hierdie sondige lewe, dis die werke van die vlees, soos wat Paulus beskryf in Galasiërs 5:19. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap. Die radikale kruisvriende is om te sterwe aan die kruis. Die pyn daarvan. Wat is die pyn? As die ou mens, hoor nou mooi. Wat is die pyn as die ou mens nie sterf? Wat doen woede? Wat doen jaloesie? Wat doen welis? Wat doen twis? Wat doen partyskap? Wat doen leuen? Eerder die pyn van die kruis. En sê ek wil sterwe vir hierdie sonde. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, as wat ek in hierdie woede en hierdie goeders gaan lewe, en dit verwoes my lewe en dit verwoes ander mense se lewe, en ek sien die pyn in mense se lewens as gevolg van die feit dat mense nie kom sterf aan die kruis nie. En hier eindig ek. Die derde gedagte, en jy kan self daaroor gaan pyns en daaroor gaan dink, en dis die paradoks van die kruis wat dit radikaal maak, en dit is ek moet sterwe om te lewe. Dis die paradoks. Ek moet reg wees vir die wêreld om te sien, te dink ek is verkeerd. Ek moet optel sodat ek kan aflê. Ek moet my verneder sodat ek verhoog kan word. En dis die paradoks van die kruis. Die radikale kruis. Ek sluit af. Die prys, die pyn, die paradoks. Die kruks van die saak is, jou hele geskiedenis draai rondom die kruis. Jou hele verlede, jou hele toekoms, dis die kruks van die saak. En dis jou keuse, of jy bereid is om eensaam te wees, of jy bereid is om die pyn te verdra, of jy bereid is om die prys te betaal, en of jy bereid is om vir die Here te sê, Here, ek sal my kruis opneem, en ek sal U volg. Daar is 'n prys, daar is 'n pyn, en 'n paradoks, wanneer jy jou kruis opneem, maar daar is ook 'n pyn, en daar is 'n prys, en daar is 'n paradoks, as jy dit nie opneem, en die keuse is jou. Die kruks van die saak, jy kan nie
sonder die kruis van Jesus nie. Die enigste lewe wat die moeite werd is om te lewe, is 'n gekruisigde lewe. Want dan het jy oorwinning. En dan beteken jy vir jouself en vir ander mense iets. Terwyl jy self lewe, draai dit om jouself. Mag God u help, en mag hy my help, as onwaardige, om hierdie groot en diep boodskap oor te dra. Mag die Gees van God die saadjie neem en dit in jou hart plant. Mag dit u ontkiem, en dat jy daai begeerte sal ontwikkel om te sê, ek is klaar met die ou lewe, gekruisig, en die ou lewe is verby, en is jou keuse. Gaan die jaar in en kies, kruisigde lewe, of vlug van die kruis. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede. En as u nie vrede het nie, weet u waarheen om te gaan. Genade van ons dierbare Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met elkeen van